Vriende, kom ons maak ons harte stil vir 'n paar oomblikke, ons buig ons hoofde, dan bid ons saam, en as daar iets is wat u vanmôre miskien vir die Here wil sê, miskien is daar 'n nood in die hart, miskien 'n behoefte, miskien is daar 'n las op u hart, miskien vir iemand waarvoor u wil bid, dan vra ek u dat u sommer daar in die hart voor die Here die saak sal neerlê, en dan sal ek ons as gemeente begelei in die gebed, en vra dat die Here ook deur sy Gees in ons midde werksaam sal wees. Ons Hemelse Vader, ons dank en ons eer u, dat ons u die heilige God van Abraham, Isak en Jakob kan aanbid. Die enige ware God, skepper van die hemel en die aarde. Ek dink vanmôre aan die beeld wat die wêreld van u het, en die meeste dink dat u 'n wrede en 'n harde God is, ongenaakbaar en wat mense uitwis, wat u nie wil dien nie, maar as ek dink aan u, dan is daar net een beeld wat na vore kom, en dit is die Vader wat die verlore seun sien, en opstaan en na hom hardloop en hom omhels, en sê, bring 'n ring vir sy vinger en bring 'n kleed vir hom, en skoene vir sy voete, want hierdie seun van my was dood, maar hy's lewendig. Hy het teruggekom, daar het versoening plaasgevind, en dis hoe ek u sien as ek die woord lees. Nie hierdie wrede, ongenaakbare God nie, maar die liefdevolle Vader, wat hom ontferm oor die kinders. En vra ek, Here, dat elkeen wat vanmôre hier sit, wat 'n nood in die hart het, wat miskien vanmôre wonder of u hulle nie dalk begewe of verlaat het nie. Miskien wonder, waarom antwoord die Here my nie, en waarom moet ek deur al hierdie stryd en beproewinge en al hierdie dinge dra in my lewe? Wil ek vra dat u hulle oë sal rig na die heerlikheid van die hemel. Dat hulle sal sien dat ons Here Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof is. Hy self het deur al hierdie lyding gegaan, om vir ons 'n voorspraak by die Vader te wees. En Hemelvader, vra ek dat ons oë gerig sal wees op die Heilige Gees wat die gestuurde van die hemel is. Die een wat ons sal leer en lei in al die waarheid. Wat ons sal versterk en bekragtig, sodat ons nie moeg en mat word op hierdie pad nie. Help ons om u te vertrou, Here, al lyk die pad donker. Want u sê vir ons in die woord, al gaan ons deur 'n dal van doodskade wee. Ons hoef nie te vrees nie, want u is met ons. En Here, gee vir ons daardie geloof, dat ons u sal vertrou, in die maklike en in die moeilike tye. Dat ons sal weet, u is die God van die nabye, al lyk alles vir ons stik duister donker. En dat ons sal weet, Here, dat u die God is, wat ons nie sal begewe en nie sal verlaat nie. Ons pleit by u vanmôre, Here, dat u hulle sal vertroos vanmôre wat in hartseer is, hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, dat u vir hulle ook in besonder die God van die nabye sal wees. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, u weet van elkeen wat in 'n hospitaalbed vasgekluister is, hulle wat op die herstelpad is, hulle wat siek is vanmôre in die liggaam. Ons bid dat u hulle sal versterk met krag uit die hoogte, dat hulle ook vanmôre sal weet, daar is 'n gemeente wat vir hulle bid. Ons bid vir hulle wat vanmôre deur geestelike, ja, psigiese stryd gaan, mense wat in die gedagte worstel met baie dinge van die verlede, en miskien van die hede, en miskien die vrees vir die toekoms. Dat hulle u wonderlike waarheid sal raak sien, dat u vir ons sê, dat u ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Mag ons u vertrou, Here, vir elke dag, want u is die een wat vir ons sê, kwel julle dis nie oor môre nie. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. U het vir ons nou gegee, het vir ons vandag gegee, en mag ons hierdie dag leef tot eer van u naam, en tot uitbreiding van u koninkryk. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons Hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en het word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook vanmôre hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre ons reeksie uit die boek Genesis onderbreek, om weer terug te kom by 'n Psalm. As die Here my spaar, sal ons by die volgende geleentheid weer praat uit Genesis. Ons vertrou dat die Here ons ook sal seën met die voorbereiding. Volgende week Sondag is daar iemand besonder wat preek by ons, so ek vra dat u asseblief hier sal wees en kom luister. Nou ek het so 'n bietjie my oog gehad op die manuskrip, en ek was baie opgewonde toe ek lees wat daar staan, en besonder die gesinne, kom saam, kom luister na God se wonderlike woord, en dan die week daarna, die rede kom ek nie preek nie, is ek is lui, en ek verhuis, so ek is bang ek gaan te styf wees om die kansel te bestyg, so dit is nog baie werk wat voorlê, so
is dankbaar, daar is iemand wat vir my instaan, en dan die week daarna sal ek bietjie praat oor die gedagte uit Genesis, oor fundamentele beginsels uit die boek Genesis, die 3de deel, baie kosbare gedagtes, en dan gaan ek so 'n paar boodskappe oor die skepping teenoor die evolusie bring, so 2 of 3 van hulle, en dan sal ons oorgaan na Genesis, die 3de hoofstuk, waar sonde ingekom het in die wêreld, die komplikasie, die implikasie, en al die dinge. Ek het gister 'n baie interessante vraag gehad, van 'n professionele golfspeler. Nou hulle vra ek vra, hulle weet nie alles nie, glo dit of nie. As jy sien hoe hulle daai bal slaan, dan dink jy by jouself, hierdie manne moet hoogs intelligent en briljant wees, dat hulle al hierdie goed kan uitwerk, die wind en al die tegniese dinge. Maar die persoon vra my gister, juis in besonder die vraag, waarom al die hartseer? Hoekom moet ons deur soveel pyn gaan? Waarom moes my kind gesterwe het? Net na geboorte. Waarom moet ons soveel dinge beleef in hierdie land en wêreld, en kon ek vir so 10 minute op 'n baie besondere manier vir hom die evangelie bring, wat begin by Genesis. Dis waar die evangelie begin. Die evangelie begin by, ons moet weet wie is die skepper, en dat die skepper sekere opdragte gegee het aan die skepsele. En as die skepsel rebelleer teenoor die skepper, is daar altyd gevolge. U wat nou al 'n seun of 3 groot gemaak het, en miskien 'n dogter of 3 groot gemaak het, sal weet, daar is sekere opdragte wat jy gee, jy verwag hulle moet dit nakom, as dit nie nagekom word nie, is daar gevolge. Ons het nou 2 kleindogters, en glo my, die enetjie van 2,5 is nog 'n uitdaging. Oupa Safa sê, los, dan kyk sy jou so, dan vat sy. Of sy maak die middeldeur van die huis toe, die staaldeur, trek sy so toe, en dan weet ek, sy is besig om kattekwaad aan te jaag. En dan is daar gevolge, en die gevolge is altyd vir hulle erger as vir ons, maar die hele gedagte is net, toe kon ek vir hierdie man verduidelik het, ons huidige situasie is as gevolg van ons rebellie teenoor God, en glo my, ons hou nie daarvan nie. Dis nie lekker om te sien, en te hoor as iemand doodgaan nie. Dis nie lekker om te hoor van misdaad, en allerhande hartseer en pyn, en ongeluk en ellende nie. En dis hoekom ons ook in die reeks, uit die boek Genesis, bietjie gaan kyk na die gevolge van sonde, maar ook hoe Christus gekom het, om herstel te bring, en dan die heerlikheid wat voorlê. U onthou die vers, wat ek op die bord vanmôre gehad het, kyk ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werke sal wees. So kom ons gaan vanmôre stilstaan by Psalm 40, dis nou so lusmakertjie vir die Genesis reeks, wat voorlê, maar vanmôre gaan ons praat oor die tema, sommige dinge verander nooit, of sekere dinge verander nooit. Kom ons kyk vanmôre bietjie na wat die woord vir ons wil leer. U sal sien dat die eerste klomp psalms basies deur koning Dawid geskryf is. Koning Dawid het so 73 van die 150 psalms geskryf, en ons lees gou wat staan in Psalm 40. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my die kuil van vernietiging uit die modderige sluik opgetrek, en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onsse God. Baie sal dit sien en vrees, en op die Here vertrou. Ja, geluksalig is die man wat vir sy vertroue in die Here stel, en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het u gedoen, Here my God, u wonders en u gedagtes vir ons. Niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel vir my om te vertel. U het geen baan, slagoffer of spysoffer nie. Oor het u vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen. En u wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, u weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van u trou en u heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. U, o Here, sal u barmhartighede van my nie terughou nie. Laat u goedertierenheid en u trou my altyd deur behoed. Want onheil sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal. En ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof, en my hart het my verlaat. Laat dit u behaag, Here,
om my te red. Here, maak tog gou om my te help. Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, te same beskaamd staan, en rooi van skaamte word. Laat hulle wat behaat in my onheil, agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat vir my sê, ha, ha, van wie hul beskaming verskrik wees. Laat almal wat u soek, in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. Al is ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God vertoef tog nie. Baie besondere psalm in die woord van die Here. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na vers 13 en 18. Daar staan, want onheil sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal. En ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof. En my hart het my verlaat. Al is ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God vertoef tog nie. Ek wil vanmôre met u praat oor die gedagte of die tema dan, sommige dinge verander nooit, of sekere dinge verander nooit in 'n mens se lewe nie. Nou vriende, jy sal onthou, ons het al 'n geruime tyd terug begin met hierdie reeks boodskappe vanuit die boek Psalm. Ons het al gevorder tot by Psalm 40. Ek het vir u gesê dat die boek Psalms een van die boeke in die Bybel is wat die meeste deur kinders van die Here gelees word. Die groot rede daarvoor is dat kinders van die Here vind troos, hulle vind bemoediging, hulle vind vermaaning, praktiese raad en voorbeelde uit die karakter soos genoem in die Psalms. Die meeste van ons, wanneer ons 'n Psalm lees, sien ons self in die Psalm. Ons hoor eintlik ons eie pleidooi voor God. Ons mismoedige hart sien ons in die skrywer se woorde wat hy neergepen het. Daarom het die groot kerkvader Augustinus dan ook vertroosting gevind uit die Psalms toe hy op sy sterfbed gelê het. Baie interessant, wanneer jy as kind van God op jou sterfbed lê, is dit net God se woord wat vir jou vertroosting en bemoediging kan bring. Ek onthou op my ma se sterfbed, sy daar in die bed lê met die kanker op 'n baie jong ouderdom van 53, 54, het sy daar in die bed gelê, sy kon niks vir haarself doen nie. En my pa het vir haar hoofstuk na hoofstuk uit die Bybel gelees, en af en toe het sy net die arm so 'n bietjie opgetel, en dan weer die arm laat sak. En met hierdie wonderlike waarhede wat sy gehoor het, het sy ook die ewigheid tegemoet gegaan. Daarom is die boek Psalms 'n baie besondere boek in die Bybel. Hulle sê Johannes Hus op die brandstapel, terwyl hy besig was om te sterwe vir sy geloof en vir die feit dat hy die Here bely het, het hy Psalms gekwoteer, terwyl die vlamme hom verteer het. En voor Martin Luther, jy onthou nou Martin Luther, die man wat opgestaan het teen die Rooms-Katolieke kerk, hy het voor die konsilie van Worms, waar hy dan skuldig bevind sou word, dat hy nie die leer van die Katolieke kerk preek nie, dat hy voor die tyd sy vertroosting gevind het in die lees van die Psalms. Want in die Psalmbundel sien ons hoe kinders van die Here ook te staan kom voor geweldige uitdagings, en hoe hulle moet sekere dinge worstel. En die groot kommentaarskrywer A.C. Gaebelein het gesê, "A psalm a day keeps the worries away." So as u weer bekommerd is, vat die Psalmbundel, vat die Bybel, lees wat die Here vir ons in sy woord opgeteken het, sien jouself in die situasie van die psalmskrywer, en skep moed, want God is in beheer, en hy sal ons deur elke situasie dra. Nou net vriende, so 'n bietjie inligting. U sal onthou, ek het vir u gesê, daar is 150 psalms, 73 is deur Dawid geskryf, 12 deur Asaf, die kinders van Korag 11, Salomo 2, Ethan 1 en Moses het 1 geskryf. En so 50 psalms is nie geïdentifiseer nie. Beteken nie, hulle is nie geïnspireer nie, maar die skrywer is nie vir ons aangebring nie. Maar een ding vriende, dit is wat ek by wil stil staan. Een ding wat tot dusver soos 'n paal bo water uitstaan, en soos ons deur die psalms gaan werk, bly uitstaan, is dit, dat dinge in ons lewe eintlik nooit verander nie. Sommige dinge verander nooit nie. Dit bly dieselfde, die siklus, die patroon, bly basies dieselfde. Ons sien dit in koning Dawid se lewe. Ons vir u gesê, die eerste 40 psalms omtrent, vind ons net Dawid se psalms, een na die ander psalm, en sy lewe is konstant besig om te verander.
sy lewe verander in die sin, dat sonde sy lewe bedreig, die gevolge van sonde is konstant deel van sy lewe, God se getrouheid kom telke male na vore, en daarom het ek die tema dan gesit, sommige dinge verander nooit, want in hierdie siklus van veranderinge, verander sekere dinge eintlik glad nie. En jy gaan nou sien wat ek bedoel daarby, want jy sien, wanneer ons kyk na ons lewe, moet ons vanmôre bely dat ons elke dag eintlik in 'n groot mate dieselfde roetine volg. Dieselfde goed gebeur in ons lewe, en tog is daar elke keer dieselfde reaksies wat kom, en dikwels dieselfde gevolge waarmee ons moet saamleef. In Dawid se lewe in besonder sien ons dikwels hoe sonde sy lewe gekompliseer het. Het jy gesien wat sê die teks van oordenking? Hy sê my ongeregtighede het my ingehaal, en hoor dit staan daar. Hulle is meer as die hare van my hoof, en ek kan nie waarborg. Dawid was nie bles nie. Dit kan ek nie waarborg. Ek het hom nie gesien nie. Ek het nie 'n foto van hom gesien nie. Maar een ding wat ek weet, daar is min. Daar's min Israelies wat bles is. Dawid het heel moontlike boshare gehad, soos sy seun Absalom, miskien bietjie minder, en 'n baard gehad, en 'n man wat 'n krygsman was, 'n koning, 'n vegter, 'n man wat gestaan het vir sy volk. En hierdie man kom op 'n punt en hy sê, Here, daar is een ding wat konstant deel van my lewe is. Sonde. Ons almal worstel daarmee. En ag vriende, ek het hier in my notas geskryf. Jy moet tog nie die leuns van predikers glo. Soos daar jare vir my gelieg was, om vir my te sê dat die kant van die graf daar 'n Kanaans lewe vir jou sal wees nie. Broer, jy moet net deur die Jordaan trek. En as jy deur die Jordaan is die oorwinningslewe jou deel. En ek het eendag vir 'n predikant gevra, nou wat het met die mense gebeur in Kanaan? Is hulle nie in ballingskap weggevoer nie? Ons moet die Bybel net verder lees as wat mense vir ons het wil leer. Dan sal ons by antwoorde uitkom. Predikers het vir my gesê, daar is 'n tyd van geestelike rus waar jy ingaan, waar jy jou van geen ding bewus is nie, waar jy eintlik maar net rustig op hierdie bootjie na die hemelse heerlikheid kan vaar, en al die dinge wat kom na jou toe is van buitekant af. Van binnekant sal daar nooit weer sonde kom nie, want die Here kom as hy jou in hierdie rus invat, bring hy op hierdie punt van geestelike stabiliteit. Jammer, Dawid het nie daarvan geweet nie. Seker omdat hy nie die Nuwe Testament gehad het nie. Miskien omdat hy nie hierdie voorreg gehad het om te weet wat u en ek weet nie. Of miskien omdat dit 'n plain eenvoudige leuen is, waarmee ons mense wil bedrieg deur te sê, luister, jy kom in 'n tyd van geestelike rus. Jy kan miskien dink is ver gesog, maar ek praat nou die dag met 'n persoon wat inluister op ons uitsendingskanaal, en hy sê vir my daar in die gemeenskap waar hy bly, het hy nou die dag na die motorwerktuigkundige gegaan, en die se pa sê vir hom, dat hy nou sondeloos volmaak is. En hy sê, hy het probeer, alles in sy vermoë probeer om daai man te oortuig, dat jy kan nie op daardie punt kom nie, en die man hou voet by stuk, alhoewel hy kwaad geword het, hou hy voet by stuk, dat hy sonder sonde is. Jy sien, een ding wat uitstaan soos 'n paal bo water in die psalms, in die lewe van koning Dawid, in my en jou lewe is dat sommige dinge nooit verander nie. Sonde is altyd deel van ons lewe. Stryd, uitdagings, vyande, mense wat teenoor ons optree, teenoor ons aanstorm, mense wat ons naam probeer skade aandoen. En daarom moet ons vanmôre 'n bietjie kyk na wat moet ons optrede wees. En jy gaan sien ons optrede moenie verander nie. Sommige dinge verander nooit, alhoewel die stryd altyd na ons kant toe kom en dit eintlik 'n nimmer eindigende golf is wat oor ons spoel, moet daar ook van ons kant af 'n konstante optrede wees, wat nimmer eindigend verander. Dit moet 'n konstante optrede wees waar, wanneer hierdie dinge na my toe aankom, ek kan staan en sê, in die krag van die Here, gaan ek deur hierdie situasie kom. En kom ons kyk na 'n paar kort gedagtes. Nou ek weet, jy weet as ek sê kort, is dit heel moontlik nie kort nie. Maar vanmôre is dit baie gedagtes. Dit is hoekom ek het so kort as moontlik moet hou. Maar kom ons kyk na dinge wat nooit moet verander nie. Dinge wat konstant in jou en my lewe moet wees, wanneer die konstante aanvegtinge kom. Die stryd met sonde, met mense, met omstandighede, ensovoorts, ensovoorts. Een van die dinge wat nooit moet verander nie,
ek en jy moet altyd geduldig wees in ons stryd. Ek wil begin by geduld. En nie een van ons wat hier sit, is geduldig nie. Jy kan miskien dink jy's geduldig. Tot die regte ou voor jou inry. Of tot jou man die verkeerde ding sê. Of tot die hond op 'n plek iets doen wat hy nie moes doen nie. Dan kom jy gou agter dat jy nie so geduldig en nie so rustig is as wat jy dink jy is nie. Hoor wat sê koning Dawid. Hy sê op 'n psalm van Dawid, ek het die Here lank verwag. En hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Nou vriende, hierdie gedagte van lank verwag in die Engels, I patiently waited, Lord, for you to hear my prayer. You listened. Hierdie woordjie lank verwag in die Hebreëus is die gedagte van om te wag, om te soek, om te hoop, om te verwag, om te wag of gretig te soek, om te lê en wag vir, om te wag voor te talm. Die gedagte is, vriende, om nie ongeduldig te raak nie, om nie kwaad te raak nie, om nie opstandig te raak nie, om nie geïrriteerd te raak wanneer God oor jou lewe sekere dinge toelaat nie. Baie belangrik dat ons sal sien, dat ons sal verstaan, dis presies wat Dawid in sy tye van stryd, en sy tye van sonde, en sy tye van aanvegtinge teen hom gedoen het. Hy het op die Here gewag. In die jare toe ek in die polisiediens was, moes ons dan voorletdienste gedoen het. Van die ouens in die weermag sal weet waarvan ek praat. Daar was verwag dat 'n vyand sou deurkom, dan moes jy op 'n bepaalde plek lê. Jy weet nie wanneer hy deurkom nie, en wanneer hy deurkom, kan jy dan ook hierdie verrassingsaanval lewer. En ek onthou as 'n jong polisieman, ek was 17, toe ek in die polisie college was, en ek kom by hierdie geleentheid, ek weet nie of ek toe al 18 was op daardie stadium nie, maar hoe dit ook al mag sê, hulle sê toe, luister, die vyand kom hier verby, dis net 'n oefening, ons moet lê en ons moet wag. En is dit lekker om te wag? Nee, ons raak ongeduldig, of soos die 5 dwaase en die 5 wyse maagde, raak ons slaperig, en daardie spesifieke aand het ons slaperig geraak. Ek onthou, ek het die R1 geskiet en my vriend het die LMG geskiet. Dis nou 2 verskillende gewere. En ek sal nooit vergeet die aand, toe ons wakker word, toe is alles verby. Toe is die potjie fakkel afgetrap, die ligte is daar so, skoot het geklap, die vyand is deur, en die sersant is baie kwaad vir ons. Ons het sommer al die ammunisie net daar een kant weggegooi, want ons het besef, as ons met hierdie pakke ammunisie daar aankom, sal hulle weet, wie die skuldig is was wat geslaap het. En die hele gedagte, vriende, ons hou nie van om te wag nie. En die Here sê, die probleem met ons as sy kinders, is ons raak te gou opstandig, ons raak geïrriteerd. Ons sê ons is geduldig, ons sê ons kan wag op die Here. Maar wanneer die stryd 'n week, of 2 weke, of 3 weke, of 'n jaar, of 5 jaar, in my lewe aangaan, en miskien 55 jaar, dan raak ons moedeloos, en ons vra soms aan die Here, en daar is soms ongeduld in ons hart. Ek wil vanmôre vir jou vra dat jy konstant sal bly in jou geduld, in jou stryd met sonde, met siekte, of dit nou kinderprobleme is, of dit mens of omstandighede is, siklusse wat dieselfde bly in jou lewe, wees geduldig voor die Here. Dink aan die man Abraham, sê gou vir my, het die Here aan Abraham 'n kind beloof? Ja, wat sou die kind se naam wees? Isak, doodreg. Hoe lank nadat God vir Abraham gesê het, jy sal 'n beloofde kind kry, het Sarai swanger geword? Wie kan vir my sê? 1 jaar? 25 jaar. En het Abraham ongeduldig geraak? Ja, want hy het 'n kind by Hagar gehad. Here, u verstaan nie heeltemal nie. Ek verstaan nou, u het gesê, gaan 'n kind, u sal seker maar die kind uit die hemel laat kom, of op 'n manier sal die kind kom. En toe Sarai die voorstel maak en sê, luister, hier's Hagar, man, laat sy op my been baar. Dan is dit my kind, en is soos my kind, en ag, Sarai is
het Abraham nou in hierdie ding, en Abraham is gewilliglik daarin, en Hagar het swanger geword, en ons weet, hy live happily ever after. Nee. Luister, enige vrou meer as een, is moeilikheid. So, of enige man, as jy 'n vrou is en jy het meer as een, moeilikheid. Die hele gedagte net is, Abraham was self nie geduldig nie, maar ook deur sy sonde het God hom sekere dinge geleer, en luister, die Here het na sy sonde nog steeds 'n klompie jare laat verbygaan, voordat Isak gebore is. Daarom sê die Bybel vir ons, Hebreërs 6:15, en so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Ek moet geduldig wag, want ons stryd met sonde gaan ophou, die dag as ons oë toemaak. Moenie dink jy gaan 'n Kanaanse beerwe op aarde nie. Moenie dink jy gaan jou van geen ding bewus wees op aarde nie. Moenie dink jy gaan op 'n punt kom waar jy vry is van siekte, finansiële stryd, misverstande, en so kan ons die lys baie lank maak nie. Dawid moes leer, hy moes geduldig wees. Sommige dinge verander nooit. God leer ons geduld. En hy leer dit vir ons in tye van stryd. Dink aan Job. Job gaan deur maande van stryd en beproewing. Hy weet nie wat in die hemele gebeur het. Toe die duiwel hierdie aanklag eindelik gebring het om te sê, ja Here, Job dien jou net omdat jy vir hom al hierdie goeie dinge gee en doen. Job het nie daarvan geweet nie, maar hy het met geduld deur hierdie stryd en beproewing gegaan. Dawid, nadat hy gesalf was as koning, 13 jaar moes hy vlug vir Saul. Romeine 12:12 sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking. Luister, as u vanmôre kerk toe gekom het, om miskien een of ander iets te kry waar ek vir u geld en gesondheid en bevordering beloof, dan is ek jammer, ek gaan u teleurstel. Ek wil jou vanmôre kom bemoedig dat God se Gees is getrou om jou geduld te gee in tye van verdrukking. Jakobus 5:7 sê, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms. Tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Vriende, om geduldig te wees beteken om regtig lang te wag, om deur moeilike tye te wag op die Here, om die uitkoms te stuur, om my daardeur te dra. En luister, as ek daardeur is dit amper vir so dag of 3, dan is so 'n bietjie so by, en dan kom die volgende. Daarom, dit sal nooit verander nie, daarom moet jou optrede ook nooit verander nie. In die eerste plek, wees geduldig. Tweede gedagte, onthou, soewereiniteit is aan die werk. Daar is een wat soewerein is die God van hemel en aarde. Hy is soewerein, met ander woorde, hy kan maak wat hy wil, soos hy wil, met wie hy wil, wanneer hy wil, daar's niemand wat sy hand kan afslaan en sê wat maak u nie. Maar een ding waarvoor ons kan seker wees, is wat Dawid vir ons leer in Psalm 40 vers 4, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onsse God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Luister gou, die soewereiniteit van God aan die werk. Onthou jy die vorige verse? Toe ons gepraat het oor geduld, het gesê, hy was in die kuil van vernietiging, in die modderige sluik. Ek voel dikwels so. Stem jy saam? Dikwels voel ons is in hierdie kuil van vernietiging, is daar uitkoms. Die modderige sluik, en soos een pessimis op 'n stadium gesê het, die ou vir hom sê, ja, daar's darm lig aan die einde van die tonnel, toe sê hy, hoop nie, dis die trein wat van voor af kom nie. Baie mense is so die kuil van vernietiging, maar hoor wat sê die volgende gedeelte. Die Bybel sê, die Here het hom opgetrek en sy voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. As jy in die kuil van vernietiging is, sien jy nie die rots waarop God jou gaan plaas nie. As jy in hierdie modderige sluik jouself bevind, dan dink jy by jouself, hoe sal hy weer my gange vir my vasmaak? Maar een ding wat ek vir u kan sê, dat die getroue God van Abraham, Isak en Jakob, is die getroue God wat vir ons dra. Somtyds maak ons soos Abraham droog.
Soos die verlore seun sê ons, ek soek my erfporsie en ek wil my eie koers inslaan. Maar die getroue God kom elke keer. En hy sê, hier is my volmaakte plan. Die boodskap wat ek vanmôre geluister het, en ek het nou nie gedink, ek gaan dit as illustrasie gebruik nie, maar het was so van toepassing op my preek van vanmôre, dat ek het moet gebruik. Hulle vertel van hierdie skildenaar wat moet dooitjies geskilder het. Nou, ek weet nie wat sy naam is nie. Hy kan nie Pierneef wees nie, maar kom ons maak hom maar een of ander neef. Ok, hy het so geskilder met dooitjies, en hulle sê, as jy voor die skildery staan, dan sien jy net dooitjies. As jy 'n tree terug staan, dan sien jy die bosblomme. As jy nog 'n tree terug staan, sien jy die vrou met die bosblomme. As jy nog 'n tree terug staan, dan sien jy die klomp mense om die vrou, en later die strand en die see en alles. En die begrip wat hierdie predikant deurgebring het, is soewereiniteit werk dieselfde. Ons sien nou die modderige sluik, ons sien nou die probleme, ons sien nou die gevolge van ons sonde, en ons dink by onsself, dis verby met my, dis klaarpraat. Maar God se soewereine plan sal volmaak tot uitwerking kom. Sal volmaak in jou lewe bewerk word. Sê gou vir my, Dawid na sy sonde, God hom afgeskryf, die man na God se hart. En daarom sê die Bybel vir ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Net so ietsie wat ek wil sê, as jy vanmôre 'n kind van die Here is, en jy dink dat God jou gered het, en jou nou 'n vrypas gegee het om te sondig, weet jy niks van genade, jy weet niks van redding, jy weet niks van God nie. 'n Ware kind van die Here is iemand wat weet, hoe duur prys God vir jou betaal het aan die kruis, deur sy seun te offer vir jou sonde. Daarom is daar altyd die begeerte om te vlug van sonde, maar dikwels, soos Dawid sê, is ons hare, of ons sonde soos die hare op ons hoof. Martin Luther het gesê, ons hart is 'n fabriek wat sonde fabriseer 24 ure 'n dag. Wonderlik om te sien wat sê die Bybel in Romeine 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat in ons gees. Partykeer stoei ons nie noodwendig met 'n sonde probleem nie, maar ons stoei met 'n bepaalde situasie in ons huis, miskien 'n kind, of 'n werkskwessie, of wat ook al. En in die proses vra ons die Here, en ons wag in geduld op die Here, en dit lyk of die Here nie hoor nie, en ons raak ongeduldig, en ons sondig. En ewe skielik kom die uitkoms, en dan is ons so skaam, ons wil doodgaan. Ons wil gaan wegkruip en sê, Here, asseblief moenie eens na my kyk nie. Daarom wil ek jou bemoedig vanmôre. Dinge gaan na jou kant toe kom. Dis konstant, dis 'n gegewe tot die dag van jou dood. Mag my en jou optrede ook konstant dieselfde bly. Wees geduldig, onthou soewereiniteit is aan die werk. Jy sien nie nou wat God mee besig is nie. Maar aan die einde sal jy die volmaakte sien, want die Here is besig en hy maak nooit 'n fout nie. Die derde gedagte, om God te verheerlik, is nog steeds my motivering. Dawid sê, groot dinge het u gedoen. Dawid praat oor sy sonde, wat sy lewe kompliseer, en die dinge wat hy doen, wat gevolg het in sy lewe, maar hy sê, Here, u het my kom uittrek in die moddersluik. U is besig met hierdie lewe, u is besig om my te vorm. Groot dinge het u gedoen, Here my God, u wonders en u gedagtes vir ons, niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel vir my om te vertel. Wie wat die probleem met meeste kinders van die Here? Ons salk en hou te veel oor ons sonde in plaas van oor ons verlosser, om hom te eer. Luister, as hy my vergewe het hy 'n lied in my mond gesit, in my hart. My motivering is om hom te verheerlik, dat eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here. Ja, ek val soms nog, maar hy tel my op. Sy soewereine plan met my lewe sal ten uitwerking kom. Hy sal my veilig in die hemelse hawe aanbring. Daarom moet my verheerliking van God my motivering bly. Ja, die skande van sonde is daar, die skaamte is daar. Nadat Dawid gesondig het, verskeie kere, was daar hierdie hartgrondige belydenis, berou, trane wat gevloei het. Hy sê, in die aand het hy letterlik sy kussing nat gemaak met sy trane. Waarom? Want sonde bring seer.
maar om God te verheerlik. Wanneer vergifnis plaasgevind het, wanneer ek uit daardie modderige geslyk opgetrek is, moet my motivering bly. Hy sê, het geen baan slagoffer of spysoffer nie, oor het u vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer, het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit my voorgeskrywe. Het is wonderlik om te sien Job, wat die geweldige stryd gaan. Nadat Job alles verloor het, in een dag sê hy, die Here het gegee, en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Ek lees onlangs, of nie onlangs, nie so tydjie terug, 'n artikel wat in 'n kerkblad na vore gekom het, oor hoe rou 'n mens oor die sterwe of die afsterwe van 'n geliefde. En die kerkblad en die redakteur en die predikant wat skryf sê, die eerste ding is, jy's kwaad vir God. Dink ek my, dis die sotheid wat ons kwytraak in ons kerkblaaie. Waarom? Want ons is mensgesentreerd. Dit gaan nie oor die eer van God nie, dit gaan nie oor die verheerliking van sy naam nie, dit gaan nie oor dat hy het lewe gegee, hy neem lewe, en hy's besig om my te vorm in die proses, om hom te verheerlik nie. Luister, die doel van ons byeenkoms vanmôre, is om hierdie God te verheerlik, nie om voor te skryf nie, om eer te bring aan sy wonderlike naam. Die Bybel leer vir ons in Handelinge 20:24, onthou u nadat hierdie geweldige stryd die apostel Paulus getref het, sê ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Paulus het nie gesondig nie, inteendeel, hy was die apostel van apostels, en hy is besig met hierdie sendingreis, en hy plant kerke, en die kerk groei onder sy bediening, en God seën sy werk, en wonders gebeur onder sy hand. En wat is die boodskap? Paulus sal gedood word. Jy is gebore om die evangelie te verkondig, en dan gaan ek sorg dat jy in Jerusalem uitkom, wanneer jy jou gaan doodmaak. Sal u en ek nog blymoedig wees, dat ons nog gemotiveerd is om God te verheerlik? Luister vriende, dinge verander nie. Hulle het Christus gehaat, hulle gaan my jou ook haat. Hoe die haat begin toeneem in die wêreld, raak vir ons eintlik half iets wat vreesaanjaend is. Ons sien westerse lande waar godsdienstvryheid op 'n stadium was, word mense voorgeskryf deur die regering wat hulle nou moet preek. Ek vra jou, as die stryd vel raak, as die dinge wat nooit verander nie na jou kant toe kom, gaan jy God nog steeds verheerlik. Die volgende een sluit baie nou aan. My lippe sal sy lof verkondig. Onthou, ons is besig met Dawid. En Dawid gee vir ons hierdie konstante optrede oor die dinge wat in sy lewe na vore kom. Hy sê, vers 9, ek het lus o my God om u welbehae te doen, en u wet is binne my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, u weet dit. Die geregtigheid bedek ek nie, binne in my hart nie. Van u trou en u heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Nou vriende, jy sal miskien dit nie glo nie, maar ek is baie keer, en ek gaan dit maar in die Engels sê, dat u dit beter kan verstaan. Ek is baie keer maar 'n depressiekeis. En my vrou sit nou al 34 jaar met my. En soms kan ek in hierdie gat insak. En ek kan die lig sien aan die einde van die tonnel nie. En ek kry my verself verskriklik jammer, en ek sê baie keer, verstaan niemand waardeur ek gaan nie. Sies tog shame. Bak vir myself 'n koekie, sit 'n kersie op, sit in die hoek, bejammer myself. En luister, eintlik, die meeste van die tyd, gaan almal so deur 'n stryd, dat hulle nie regtig omgee vir die volgende een nie. Of kom ek sê, soos hulle miskien moet nie. Maar die Here het my een ding kom leer. En die afgelope tyd is dit iets wat ek in my lewe toepas. Om, wanneer ek tussen mense is, nie myself te bejammer nie, maar God se lof te verkondig. God is goed, al gaan ek deur hierdie stryd. Of dit mense, sonde, uitdagings, teleurstellings, mense wat jou te nakom, wat ook al. 'n jaar wat begin met 3 begrafnisse, wat ook al. Operasies wat voorlê, wat ook al. Sy lof te verkondig, want wat is die uiteinde van die kind van die Here se lewe? Nie 'n gebroke wêreld nie, maar 'n hemelse heerlikheid. Ons beter lewe lê nog voor.
Daarom besing die lof van Jesus saam. Ook engele bring hom eer. Juig hemel aarde, roem sy naam en dien hom, volg hom, loof hom. Middelaar en Heer. Ek vra jou, wat hoor mense van my en jou? Dawid sê ek het gesondig. Dawid sê ek het teenoor God oortree. Dawid sê ek het weggesink in hierdie moddersluik. Maar die Here het my opgetel. Hy het my situasie kom verander. Hy het my vergifnis kom skenk. Daarom sal ek nie oor myself praat nie, maar ek sal sy lof bly verkondig. Luister, as ek heeltyd na onsself kyk, sal ons heeldag mismoedig wees. Glo my. Ek gee nie om hoe goed jou lewe is, hoeveel geld jy in die bank het, wat jy ry, waar jy bly, hoe soet jou kinders is nie. Hierdie aarde kan nie 'n blywende lied in jou hart plaas nie. Want alles is besig om konstant te verander en na die oordeel van God te beweeg. Maar daar is sekere dinge wat nooit verander in my en jou lewe as kind van God nie. En dit is stryd, dit is versoekings, dit is beproewings, dit is siekte, tot daardie dag wanneer ons die Here in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Hoor wat sê Habakuk. Habakuk kry hierdie boodskap van die Here dat die oordeel gaan kom oor die volk Israel, en Habakuk sê, toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. Was u al so benoud dat u ingewande gebewe het? Ek was al. Dis 'n benoudheid wat jy nie vir mense kan beskryf nie. Hy sê my lippe het getril by die geluid. Hy het gebewe. Bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het aanbreek vir die volk, wat op ons 'n aanval maak. Luister, ek wil gou hierdie scenario vir jou skep. As jy moet hoor oor 6 maande van nou af, dis vas, dis besluit, dis afgehandel, God het dit in sement gegiet, oor 6 maande gaan ons as Christene uitgewis word. En ons hoor dit. Onthou u die boek Ester, die datum word bepaal. Die naam van die mense wat gedood moet word genoem. Ons hoor dit en ons ingewande bewe. Ons lippe tril, ons is geskok met dit wat ons hoor. Wat gaan ons reaksie daarna wees? Hoor wat sê Habakuk. Hy sê ek gaan wag op hierdie dag, maar hoewel die vyeboom nie bloei, die wingerdstokke geen vrug sal dra nie, die drag van die olyfboom nie sal teleurstel nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. My lippe sal nog steeds die lof van God verkondig, want hy besef, hulle verdien niks nie. As God 'n oordeel gaan bring, dan loof ons nog steeds God, want hy is met 'n volmaakte, soewereine plan besig. Ek vra jou vanmôre, wat gaan aan in jou huis? Wat gaan aan in jou lewe? Wat gaan aan in jou liggaam? Is daar stryd waarmee jy worstel vanmôre? Is daar 1001 vrae wat jy na die hemele rig? Wat jy vir God vra, en jy kan met God praat oor dit. Hy sê ons kan alles deur gebed en smeking met danksegginge aan hom bekend maak, maar ek vra jou, as jy van jou knie af opstaan, besing jy die lof van Christus. Hoor andere dat jy by Christus was, dat hy die een is wat jy kom optel uit hierdie moddersluik. Ek lees van hierdie geleentheid waar die apostels gevangene geneem is oor die evangelie wat hulle gepreek het. Die Bybel sê dat nadat hulle ingeroep het, het hulle laat slaan en hulle bevel gegee om in die naam van Jesus nie te spreek nie. Hulle het van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te lei. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Later lees ons van Paulus en Silas in die tronk, stikkend geslaan oor die evangelie wat hulle gepreek het. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. Wat hoor die mense by my en jou? Luister, die konstante dinge wat na ons kant toe gaan kom, daar moet 'n konstante optrede wees van ons kant, dat ons ook die Here sal verheerlik in alles. Voorlaaste gedagte, die nimmer eindigende stryd. Dawid sê, want onheil is sonder getal het my omring, my ongeregtighede het my ingehaal, en dat ek nie kan sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof, en my hart het my verlaat, die nimmer eindigende stryd. Nou die dag sê 'n ou Sambia golf speel, hy's baie oud, en hy loop al half krom, en
Hy sê vir my, ja, hy sal so daarvan hou om weer jong te wees. Ek het hom amper geklap. Ek dink myself weer, vir alles van vooraf. Nooit. Jy kan my vir al die geld in die wêreld sê, Gerard, jy kan weer 15 wees. Nie eens met die verstand wat ek nou het nie. Ek wil nie weer 15 wees nie. Ek wil leef en ek wil graf toe gaan, want ek wil God sien. En hom dankie sê, dat hy my gered het, en my uit die moddersluik kom trek het, en 'n lied op my mond geplaas het, om hom te verheerlik. Ek soek nie my lewe oor nie. Dank die Here vir die lewe wat hy my gee, die vrou wat hy my gee, die kinders wat hy my gee, die kleinkinders, die gemeente wat hy my gee, broers en susters wat vir my bid, die breër gemeente wat in hierdie land en selfs in ander dele van die wêreld is, wat vir ons bid. Maar luister, die nimmer eindigende stryd wil ek hê, moet ophou. En dit gaan ophou as ek sterwe. En wanneer gaan dit wees? Ek weet nie. Ek weet nie. Dit kan vandag, dit kan môre, dit kan oor 10, dit kan oor 20 jaar wees. Maar een ding weet ek, is 'n gegewe, dat die stryd nooit sal ophou nie. Daar is nie 'n wit vlag wat ons kan hys nie. Daar is nie 'n stopvuur verdrag wat ons kan teken nie. Daar is nie 'n handdoek wat ons kan ingooi en sê, luister, kom ons lei die klok en die stryd is verby nie. Die Bybel leer vir ons, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Daarom wil ek vir jou vanmôre sê, as jy deel is van 'n charismatiese Pinkster 5 movement kerk, waar gesondheid, geld, geluk, vreugde, al hierdie goed heeldag verkondig word en jou keel afgedruk word, dan stap jy na jou predikant en sê vir hom, hy's 'n leienaar. Hy's 'n valse leraar, want die Bybel sê vir ons, dat God het een seun gehad, hy was sondeloos, maar hy was nooit sonder stryd nie. Hy het die pad van smarte bestap, of bewandel en gestap, totdat hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. As die sondelose seun van God nie stryd gespaar is nie, as hy nie gespaar is dat die Satan hom kom versoek het nie, as hy nie gespaar is dat sy skepsel hom aan die kruis vasgenaal het nie, wie dink ons is ons, om van verdrukking vry te kom? Ek gee vir u nog 'n versie of 2 Korintiërs 6 vers 4. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld, weer 'n keer die woordjie geduld, wie van u bly in geduld? Springs? Julle is bevoorreg, want elke dag herinner jou dorp se naam, of die area se naam jou aan geduld, in tye van verdrukking. Hoor gou, baie geduld, hoor nou in verdrukking, in node, in benoudhede, in sla, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte en hongerly. Hier staan niks van 'n verjaarsdagpartytjie en 'n lekker rugby wedstryd en 'n golf game en al hierdie goed is ek meer as oorwinnaar. Prys die Here. My lewe is 'n lied, ek lewe die lotto lewe. Nie vir kinders van die Here nie. Ons is geduldig in verdrukking, want dit is 'n konstante. Dit sal nooit ophou nie, sommige dinge verander nooit nie. Ons sal tot die dag van ons dood, deur verdrukkinge, node, benoudhede, gevangenskappe ensovoorts gaan. Hoor wat sê die Here Jesus self, Johannes 16, hy neem afskeid van sy disippels, hy sê, hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban, ja, daar kom 'n uur dat elkeen van julle, wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Vers 33, dit ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Daarom kon Johannes his, toe hy daar aan die brand gesteek is, luister, watter wrede dood. Jy's lewendig en hulle smeer pik op jou, en jy staan hier en hulle steek jou in die brand, jy begin van onder af, brand terwyl jy lewendig is. Mense sê die diereryk is wreed, kyk hoe daai leeu daai bok gegryp aan die keel, en die hyenas vreet hom sommer lewendig, en luister, mense is baie wreed. Steek iemand lewendig aan die brand, en die polisie het ons dit met ons oë gesien. Hulle 'n band om 'n man se nek sit en hom aan die brand steek. Dis hoe wreed ons kan wees. Die Bybel sê vir ons, as kinders van God, al is die wreedheid van die wêreld, en al is die stryd hoe intens, ons kan vrede in die Here hê. Hy is ons vrede, en hy is die een, wat ons deur hierdie versoekings en beproewings dra. Almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal
vervolg word. Die nimmer eindigende stryd sal deel van my en jou lewe bly. En ons sluit af, vriende, hierdie is vir my seker een van die kosbaarste gedeeltes, die kersie op die koek altyd wat ek sê, die bemoedigende gedeelte. Dawid kom en hy sluit hierdie psalm af en hy sê, laat dit u behaag, vers 14, Here, om my te red, Here, maak tog gou om my te help. Vers 17, laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. Alles ek elendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder, my God, vertoef tog nie. In my navorsing hierdie week lees ek hierdie verhaaltjie van die seun, wat vir sy pa gevra het, pa, waaraan dink God? As jy die vraag moet beantwoord vanmôre, jou seun vra vir jou pa, waaraan dink God? Dan gee vir hom Psalm 40 vers 18, God dink aan my. Glo jy dit? 'n Oom sê eendag vir my, toe hy vir my sê, luister, ek het hierdie krisis in my lewe, maar ek gaan nie bid daaroor nie, want die Here is so besig, hy het nie nog tyd om by my ook uit te kom nie. Ek dink myself, wat 'n begrip van God het hierdie man? God dink aan my persoonlik. Hy dink aan my en hy's besorg oor my. Hy's besorg oor my sielelewe, my liggaamlike lewe, my geesteslewe, my toestand. Hy's besorg oor my gesin, hy's besorg oor ons gemeente. Hy dink aan my in besonder. Maar ek dink die probleem wat ons mee sit is, ons te verkeerde begrip van God. Ons probeer maar nog steeds deur hierdie prestasie gedrewe godsdiens, God behaag, en as ons baie goed geleef het die week, dan kom ons Sondag in die kerk, dan dink ons by onsself, hey, die Here dink vanmôre aan my, want ek het hierdie week allemaal goed gedoen. En as ek die week nie sleg, of 'n bietjie sleg gedoen het, dan kom ek die kerk toe nie, want ek dink by myself, hy seker kwaad nou vir my. Daar is nie 'n oomblik van 'n dag wat God jou nie sien nie, wat hy nie weet wat jy dink nie, maar hy sê, dink aan jou. En hoor gou, sluit af met die verse. Psalm 54 vers 6, kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. Jy dien die Here vanmôre omdat die Here jou siel ondersteun. Dis nie jou eie krag nie. Elke keer wat jy nog geval het in sonde, was die Here wat jou kom optel het uit die moddersluik. Hebreërs 13 sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie, wat sal mense aan my doen? Onthou u hoeveel mense wou u al vernietig het? Hoeveel mense wou u ondergang al bewerk het? Miskien by die werksplek, miskien familie, miskien vriende, miskien bure. Waarom is jy vanmôre nog hier? Die Here is jou helper. Hy sal sy kinders nie begewe en verlaat nie, en hy dink aan ons. En my vrou se gunsteling vers, want ek weet, watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Vir Abraham was dit 'n beloofde seun, 'n hoë ouderdom, en hy sterf in vrede. Vir die apostel Petrus was dit stryd en verdrukking, saam met die apostel Paulus, en hulle was deur Nero vermoor, doodgemaak. Ongeag, sê die Here, die gedagtes wat ek aangaande julle koester, is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Want die hoopvolle toekoms is nie net op aarde om roem, rykdom, eer en genot te hê nie, maar die hoopvolle toekoms om eendag vir ewig in sy heerlikheid te wees, om te werk vir die ewige loon, om my dankbaarheid voor die Here my loon neer te lê en te sê, Here, ek kon nie werk vir my saligheid nie, maar deur genade en geloof het ek hierdie saligheid ontvang, maar ek het geywer vir u koninkryk. En ek lê aan die voete neer die loon wat ek ontvang het. En om die woorde te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig het ek jou aangestel, oor veel was jy getrou, gaan in die vrede van jou Heer. Ek vra jou vanmôre, besef jy, sommige dinge verander nooit. Sommige dinge verander nooit. As jy bid, Here, help my dat ek nooit meer versoek word nie, hou op om dit te bid. Bid, Here, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose. Here, laat siekte nooit na my liggaam sal kom nie. Hou op bid, want jy bid in die lig
Want jy en ek is bestem om eenmaal te sterwe. R.C. Sproul vertel die gedagte. Daar in sy konsistorie het hulle vir hom voor sy dood gebid. Here, ons bid dat u vir R.C. volkome sal herstel en volkome sal genees. En hy sê vir die broer na die tyd, hy sê, broer, jy bid vir my dood. Hy sê, want as een plek waar ek volkome gesond gaan wees, is in die hemel. Maar op hierdie aarde sal ek kwyn en ek sal sterwe. Ek vra vanmôre vir jou, besef sommige dinge verander nooit. Sonde, siekte, stryd, probleme, al hierdie dinge sal konstant deel van ons lewe wees. Wat moet ons optrede wees? Wees geduldig. Wees geduldig. As jy sukkel daarmee, trek geduld toe. Dat jy elke dag jou kan herinner waar jy bly en dat jy geduldig moet wees in jou stryd. Onthou, soewereiniteit is aan die werk. God se volmaakte plan gaan ten uitvoer gebring word. Of jy rebelleer teen dit, of jy buig in aanbidding en sê, Here, doen slegs u wil, of daar sonde in jou lewe kom, sy volmaakte plan sal geskied. Want hy is God en hy is soewerein. Onthou, om God te verheerlik, moet my motivering wees. Wat ook al die situasie. Vra die Here dat my en jou lippe nie heeldag sal murmureer, sal mor, sal kla, sal moan, sal grou nie. Maar dat ons die lof van God sal verkondig. Onthou, dis 'n nimmer eindigende stryd. Onthou dit. As jy dit gaan onthou, gaan dit vir jou makliker wees wanneer dit na jou kant toe kom. Maar wees seker dat God is jou hulp en hy dink aan jou. Ek wil jou vra in hierdie week, wanneer die stryd intens raak, wanneer jy op 'n punt kom dat jy voel, maar hoorie, ek gaan dit nie maak nie. Ek wil die handdoek ingooi, wil die wit vlag hys, dan dink God aan jou. En hy sê, ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nie verlaat nie. Die wêreld het nie hierdie hoop nie. Daarom soek hulle baie ander dinge om vir hulle uitkoms te gee. Kinders van God het hierdie hoop, dat die Skepper aan ons dink, en vir ons gedagtes koester van vrede, en nie van onheil nie. Ek sluit af, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om, nadat jy die wil van God gedoen het, die belofte te verkry, wat nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom, en nie versuim nie. Ek is 55 die jaar, en as die Here my spaar, tot so oud soos my pa geword het, het ek nog so 20 jaar oor. Give and take. Klein tydjie, in vergelyking met die ewigheid. Die stryd sal konstant na jou kant toe kom, daar is 'n konstante optrede teen dit. Mag die Here ons genade gee. Want sekere dinge verander nooit. Mag ons optrede teenoor hierdie stryd nooit verander nie. Maar mag ons die Here vertrou, kom ons bid saam. Vader, ons besef dat koning Dawid vir ons seker een van die besondere voorbeelde is van 'n mens wat deur konstante stryd gegaan het. Sommige dinge het nooit verander in sy lewe nie. Daar was altyd vyande, daar was altyd sonde waarmee hy geworstel het. Daar was altyd kinderprobleme, daar was altyd van sy vertrouelinge wat teen hom opgestaan het. Daar was altyd hierdie dinge wat konstant in sy lewe plaasgevind het. Maar dankie dat ons in sy psalms kan lees, keer na keer het hy dieselfde optrede gehad. Hy het in geduld gewag op u. Daar was hierdie vaste vertroue dat u die soewereine God is en al die dinge waarna ons vanmôre gekyk het. Help ons om te besef dat hierdie nie 'n lui lekker lewe op aarde is nie. Ja, daar's wonderlike en goeie dinge wat u ons gee waarvoor ons u uit ons harte dank. 'n Vrou en kinders en finansies en 'n huis en 'n kar en soveel dinge en bo alles u woord en u gees en u waarheid en u kudde en u kerk en u kinders en u gemeente. Maar selfs dit stel te leer van tyd tot tyd wanneer ons met mekaar kop stamp of wanneer ons u bedroef. Maar u stel nooit te leer. U waarheid stel nooit te leer. U woord stel nooit te leer. En daarom wil ons u eer as die God wat konstant by ons is, aan ons dink, en vir ons sê, u sal ons veilig in u heerlikheid aanbring. Help ons, seën ons. Ook by die gebruik van die nagmaal nou, vra ons dat u ons harte sal voorberei, en dat dit 'n wonderlike geleentheid sal wees tot u eer. Amen.